oomblik van waarheid. Om die oomblik van totale vryheid te bereik is presies net dit. Jy staan een oggend op en is anders as ander oggende. Die bewustheid is daar dat die kruispunt van 'n nuwe dag, 'n nuwe lewensseisoen oombliklik aangebreek het. Die inner besef soos 'n gloeiende son sy verskyning op die horison gemaak het. Soos 'n vrou in kraam wat in angs, amper onmenslike pyn, die belofte van nuwe lewe in realiteit uitdruk, uitforceer. Dit kan net so lank aanhou. Of dit nou enkele ure of selfs 'n paar dae is, eindig, sal dit eindig. Dit is so eenvoudig soos dit. In daardie proses om die belofte van nuwe lewe en bebloede, huilende lyfie uit te forceer, is daar pyn en wriemelende moederliggaam en skynbare oneindige pynervaring. Maar so breek die wonderoomblik uiteindelik aan, word die fetus 'n tasbare neonaat. Net so is dit met 'n skynbaar oneindige, skriftuurlike belofte waarvoor vervulling in die fisiese realm oor dekades heen gewag word. Die ervaring in die gees dat die skynbaar heilige beloftes 'n Lazarus is wat lankal vervrot het. Die seisoen van vervulling in geskiedkundige gedagte is lankal verby die vervaldatum. Blynweg gestel dat al die beloftes skimme afskynsels van die waarheid is. Leuns, liegstories. Gedagtes waarvan later behoorlik bekeer, vergifnis voor gevra moet word. Maar die T-aansluiting sal wel aanbreek. Dis of die, of daai kant toe. Daar sal stil op 'n bank op die stoep gesit word, in die warm, baaiende oggendson, terwyl stomende koffie stadig afgesluk word. Rustig vooruit geduur word. Die oomblik van waarheid diep in die gees beleef word. Die seisoen van bid, smeek, psigosis verby is, en so ook die veg. Maar dis 'n wonderlike ding. Die innerlike is leeg van die self, eie planne, begeertes. Dis nou in sy hande, autoriteit wat volgende sal gebeur. Jy is soos 'n toeskouer, verlig dat die beheer uit eie hande is. Sal hy besluit om jou aardse lewe kort te knip, sodat jy tot in alle ewigheid in sy heilige teenwoordigheid 'n volmaakte, vervulde bestaan sal hê? Of sal hy besluit om die jare wat die sprinkane die lewensoes verwoes kaal gevreet het, terug te gee? Soos met 'n regverdige, gebalanseerde lewenskaal.
nie omdat daar enigiets rein is waarop gestaan kan word nie. Die beste werke is immers soos vuil lappe voor hom. Maar kan hy tog besluit om daardie dinge te gee, omdat hy goed is? Daar is geen manier om dit voor die tyd te weet nie. Dis net die rustigheid in die gees, die wonderlike lewensmoegheid wat in 'n seun getransformeer het. In watter formaat dit ook al manifesteer, the best is yet to come. Al neem dit etlike dekades vir daardie oomblik om aan te breek, al draai die lewenswiel in miljoenste van 'n millimeter elke dag om duisende myle van stryd tot 'n einde te bring, sal daar 'n einde daaraan kom. Sal die vrymaking van alles wat swaar en skynbaar oneindig was, wel aanbreek. Alles is immers tydelik. Soos die heilige boek verklaar, daar is 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf, 'n tyd vir elke seisoen in die siklus van 'n persoon se aardse bestaan. Werk alles ook ten goeie mee vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Daar is 'n groter wete as die gebruikelike drukking op die bors, die innerlike krete, die wete dat die oomblik van waarheid, van deurbraak aangebreek het, die belofte van nuwe lewe, in watter vorm ook al uiteindelik hier is, deur dekades voorberei is vir wat ook al nou gaan gebeur. Ryp, volwasse, gelouter, maar belangrikste van alles, nederig om elke goeie gawe as genade te beskou en nie vrug vanuit eie pogings nie.